hartlike goeienaand aan elkeen. Ek glo en vertrou dat die Sabbat vir u 'n vreugdevolle ervaring was en dat u dit baie geniet het om net stil te raak en tyd te kon spandeer saam met u Heiland. Dis altyd lekker om na 'n Sabbatdag net weer vol krag en vol moed vir die volgende week te kan wees. Ek wil vra dat jy asseblief die oë sal sluit, dat ons 'n openingsgebed saam sal doen. Liewe Heer, baie dankie dat ons aan die einde van die Sabbatdag kan kom weer eens. Waar ons vol moed is vir 'n nuwe week, waar U vir ons krag en leiding gegee het, en waar ons kan weet dat ons tyd saam met U spandeer het. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om nog Sabbat te kan onderhou, vrylik in ons land. Dankie dat ons dit saam met mede-gelowiges kon deurbring en uit U woord uit nuwe aspekte kon leer. Baie dankie vir al die liefde en genade met ons. Ons is sondige mense, Heer, en ons kan niks alleen doen nie. Baie dankie dat U elke dag kies om ons hand te neem en dat U sal ons help om elke dag die pad reg te stap saam met U. Here, gaan met ons, waar ons net 'n kort oordenking gaan deel. Mag U dit in ons harte inprint en bære, laat ons sal weet dat dit van U afkom en dat ons dit sal toepas in ons lewe en dit sal onthou. Liewe Heer, ek vra dit net in U naam alleen. Amen. Ek wil graag 'n kort gedeelte wat ons vind in Lukas 10, vers 38 tot 42 net met U deel. Dit sê die volgende in Lukas 10, vers 38 tot 42. En toe hulle op reis was, het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, wat ook aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woord geluister het. Maar Martha was baie besig met die bediening, en sy kom by hom staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat dien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. En Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Hierdie gedeelte ondervind ons twee susters, een met die naam van Martha en een met die naam van Maria. Martha is besig, werkend en verantwoordelik. Maria is stil, luisterend en by Jesus se voete. En tog sê Jesus in hierdie gedeelte vir ons, een ding is nodig. Dit laat ons vra, wat is daardie een ding in my en jou lewe wat nodig is? Ek het 'n paar punte gewys dit opgesom, hierdie gedeelte, en ek deel dit graag met julle. Jesus is welkom, maar wat doen ons met hom? Soos Martha, wat iets moois doen, sy nooi Jesus in haar huis in, so is dit dieselfde met ons. Ons nooi Jesus in, maar ons gaan kerk toe, ons nooi hom simbolies in ons lewens in, maar dan gebeur iets. Ons raak besig met die kos maak, voorberei, dienswerk, dat eintlik spandeer ons nie tyd saam met Jesus nie. 'n Baie belangrike waarheid, dit is moontlik om hom in te nooi vir Jesus. Ons doen dit, maar dit is en om baie vir hom te doen, maar om min tyd met hom deur te bring. Maria kies anders. Maria doen iets wat vir daardie tyd ongewoon was. Sy sit by Jesus se voete en luister. Dit beteken sy het tyd gemaak. Sy het gefokus net op Jesus en sy het gekies om 'n verhouding te bou bo enige ander aktiwiteit. Sy doen niks indrukswekkends nie, maar in Jesus se oë doen sy die belangrikste ding. Sy luister na sy woord. Martha se probleem, nie diens nie, maar besorgdheid. Jesus sê nie Martha is verkeerd omdat sy dien nie. Hy sê wel, jy is besorg en bekommerd
oor baie dinge. Die probleem is, ons stres, ons is oorlaai, en op die ou einde, dan verloor ons fokus. Ons fokus dan nie meer op die Here nie. Martha se diens het haar weggetrek van Jesus af. En hoe dikwels gebeur dit nie met ons nie. As die werk en die skool en jou gesin en selfs kerkdienste en verantwoordelikhede, ons raak partykeer so betrokke en so besig met dit, dat ons verloor daai tyd saam met Jesus, om by sy voete te gaan sit. Dus, een ding is nodig. Jesus sê, maar een ding is nodig. Nie 10 dinge nie, nie 'n lys van verpligtinge nie, een ding. Wat is dit, die een ding? Om by Jesus te wees, om na hom te luister. Alles anders vloei daaruit. Jou diens, jou besluite, jou vrede. Die goeie deel. Jesus sê vir ons, Maria het die goeie deel uitgekies. Wat beteken dit vandag vir jou en my? Dit beteken, sy het die beste prioriteit gekies. Iets wat ewige waarde het. En dan sê hy, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Alles in die lewe kan wegval. Jou geld, jou besittings, jou werk, maar jou tyd met Jesus bly vir ewig waardevol. Vandag kan ons dit toepas in ons lewe. Vra jouself eerlik af. Is ek meer soos Martha of Maria? Is ek altyd besig, maar geestelik leeg? Maak ek tyd om stil te sit by die Here? Jy kan dit prakties toepas in jou lewe. Sit elke dag 'n paar minute op sy. Lees die woord, bid, wees stil. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy by Jesus wil wees. Jesus roep nie net werkers nie, hy roep volgelinge. Hy soek nie net mense wat doen nie. Hy soek mense wat luister, liefhet en by hom bly. My gebede vir julle hierdie week is, mag jy kies, nie 'n besige lewe nie, nie net pligte nie, maar die goeie deel, soos Maria, om by Jesus se voete te sit en te luister. Ek gaan vra dat u oë sal sluit vir ons slotgebed. Liewe Heer, waar ons aan die begin van 'n nuwe week staan, ons hand styf in u sin toegevou, wil ek vra dat u asseblief met ons sal wees. Here, gee ons daai Maria harte. Here, waar ons net sal leef om by u voete te sit en na u woorde te luister en te onderhou. Here, dis nie elke dag maklik nie. En soms raak ons soos 'n Martha so vasgevang en besig in die wêreldse dinge, dat ons vergeet dat een ding nodig is om aan u voete te kom sit en te luister na u stem. Here, gaan met ons hierdie week. Wees daar by ons, herinner ons asseblief elke dag, dat ons die tyd nodig saam met u. Dankie dat u vir ons deur hierdie week sal dra. Dankie dat ons hierdie nuwe week saam met u kan begin, en dat ons kan weet, dat geen ding te groot is vir u nie. Here, gaan met die mense wat siek is. Ek vra dat u hulle asseblief sal genees, en gaan ook so met mense wat moedeloos voel, of hulpeloos. Mag u vir hulle uitkoms bied, en mag u dat ons hoop skenk, daar waar daar nie hoop is nie. Ek vra dat u asseblief hierdie week met ons sal wees. Ons vra dit net in u naam alleen. Amen. Mag u elkeen 'n wonderlike week hê. En onthou, wees 'n Maria. Sit aan Jesus se voete en luister na sy stem. Geseënde week.